alles gehad. Hy het nederige lewe. Hy het niks in die lewe. Het die Rykman nodig gehad nie. En dit het gemaakt dat hy vergeet dat daar sal 'n dag in sy lewe aanbreek. Halleluja. Wat hy van hierdie rykdom van die aarde moet ontslae raak. Here, prys U. Daar was 'n bedelaar. 'n man vol vere wat elke oggend by die poorte van die Rykman sy huis gesit het. Met 'n begeerte. As ek toch maar net die krummels wat van die tafel afval kan vang dat ek myself kan versadig. Maar die Rykman het hom nie geleentheid gegee. Sy kon eerder die krummels vat en dit vir die honde gee. So Bybel sê eendag toe Lazarus daar lê, toe stuur God sy engel in die hemel uit om vir Lazarus te kom haal. En die engel vergesel vir Lazarus reg uit na die boesem van Vader Abraham. En Lazarus sit daar en sy omstandighede is verander. Van vanmorgen vir U sê ontmoeting met die Here Jesus en jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Die vrou van Samaria kom by die put van Vader Jacob om water te skep. Sy ontmoet 'n man wat vir haar sê, vrou, gee my 'n bietjie water om te drink. Die vrou sê vir haar, jy het nie eens 'n skep nie. Die put is diep. En wie is jy wat 'n Jood is, wat vir die Samaritaanse vrou vra vir water? Want die Jode en die Samaritane hoe geen gemeenskap met mekaar. Luister wat sê Jesus vir hierdie vrou, as jy maar net geweet het wie hy is, wat vir jou water vra. Ek sal vir jou water gee, lewende water, wat uit jou 'n fontein sal word. Wanneer ek jou hierdie water gegee het, dan hoef jy nie meer terug te kom om by hierdie put water te skep nie. Vra Jesus vir hierdie vrou, waar is jou man? Sy sê, Here, ek het nie 'n man nie. Ek het nou al 5 jaar en die een wat ek nou mee sit is ook nie myne nie. Jesus sê, vrou, jy het reg gesê. Wat vir my uitbeeld in die gedagte is, die vrou gaan terug na die stad toe. Sy hart loop half na die stad toe. En toe sy in die stad kom, toe dink die mense, die vrou is mal. Die vrou is deur mekaar. Toe sê sy vrou, ek het 'n man gekry wat my die hele waarheid vertel. Eer van my siel prys. Dit is vir hom wat ons vanmorgen hier by mekaar kom. Nie om mekaar plesierig te maak nie. Nie om mekaar gelukkig te maak nie. Maar ons is hier om sy naam te verhoog. Hy wat homself voorstel, sê ek is die Alpha en die Omega. Ek is die begin en ek is die einde. Jare gelede in die ou Jerusalem en die hofzaal voor Pilatus staan 'n man
is die man met die purperkleur. Ja, die skare skree drachtig, kry sy op. Die man met die luister wat het die ou singer gesê, wil afstap. Dit was vir jou. En dit was vir my. Dit was vir jou. En dit was vir my. Dit was 'n slegte oomblik. Moeder Maria bring 'n seun in die lewe. Dat hy so wreed op aarde moet kom sterf. Nie vir homself nie. Die Bybel sê hy was onskuldig. Hy word soos 'n lam gevat. Verwond na die slagpaal toe. Wat hy slag. Oh, Jesus. Wat die woord in sy mond het. Hy word gemartel. Hy word geslaan. Sy liggaam word in skerwe geskeur. Sy klere word verdeel. Spykers word in sy hande en sy voete vasgeslaan. Trek 'n torenkroon in sy hoof. Terwyl hy hang op Golgotha, word daar 'n spies in sy sy ingesteek. Die soldate spieg in sy gesig. Wat 'n groot vernedering. Wat ek aan u nie bereid sal wees om deur te maak. Maar hier die Jesus. Die Bybel sê hy is vandag en môre en tot aan alle ewigheid bly hy dieselfde. Ek kan verander.
jou 'n ander gesig wys. Maar Jesus van Nazareth, hy bly dezelfde. Toe hulle klaar gehang het, toe celebrate hulle sy dood, wat hulle het gekry, wat hulle wou gehad het. Maar in die hemel was daar oorwinning. Want hy een druppel bloed wat geval het op Golgotha, was om vir ek en die beter mense te maak. Daarom sit ons vanmorgen hier, en ons verstaan die evangelie. Ons verstaan sy wederkomst. Ons verstaan sy dood. En ons verstaan sy geboorte. Die vanmorgen bemoedig. Ek het ou jaar gehad gesê, ons gaan oor, dis 2026. Dis 'n nuwe jaar. Dis nog baie nie, dis nog baie vars. Soos 'n kind wat skoolskoene vandag kry, al draai hom vir 'n week lang, dat hy skoen nog steeds 'n nuwe skoen. Wat sê u? Wat sê ek? Wat maak ons? In 2026. Vir baie van ons was 2025 nie so baie rooskleurig. Baie van ons kan 'n boek skryf. Ons kan 'n storie vertel van 2025. Waardeur ons alles gegaan het. Baie van ons het geliefdes aan die dood afgestaan. Iemand baie na aan jou hart. Dat jy nie geverwag het hy sal gaan nie. Maar daar was 'n oomblik in 2026 wat jy voor die kus moet sit. En die lewe aan die dood afstaan. Baie van ons het in hospitale omgedraai. Baie van ons was bedlend siek gewees. To such an extent dat ons nie gedink het, ek sal môre weer dit kan maak nie. Maar wanneer jy slaap, dan sê Dawid in die Psalms, kyk die bewaarder van Israel, slymer in die slaap. Wanneer die doodsengel opstaan en die doodsengel maak hom gereed, hy aan 12:01 die 2 in die môre, en die doodsengel maak hom gereed om die deur te kom aanklop, dan kom God se engel. Sê, dis nog nie tyd nie. Sê, soos hy vir Satan gesê, toe Satan vir Joshua nog aanklaar, toe sê hy vir hom, jy kan alles vat wat hy het. Vat sy rykdom, vat sy vee, vat sy kinders, vat sy hele besittings, maar spaar net vir my sy siel. Want dis vanmorgen kosbaar voor die oorlaatgesig van die Here. Yes, hallelujah. Mag die Here God ons seën.